Goeienaand. Baie welkom by vanaand se geleentheid en nog 'n keer se saam wees in hierdie week. En ek dink as ons so saam met mekaar is, moet ons so in ons geestesoog sien 'n klomp mense in verskillende gemeentes in ons land wat in hierdie week by mekaar kom vir hierdie geleentheid. Mag dit vir ons 'n besondere geleentheid wees ook as 'n gemeente en ook as 'n kerk in hierdie land waarin ons op die oomblik vir ons bevind. Vriende, groet gaan mekaar, sê vir mekaar hallo, vra hoe was die dag? Sê vir mekaar welkom. Ons het die laaste paar jaar die gebruik begin. Ons het altyd 'n insameling tydens Pinkster, 'n finansiële insameling. En die laaste paar jaar gaan dit elke jaar vir ons uitsendings. Want die feit dat ons die dienste kan uitsaai na die aftreeoorde, maar ook na ander mense, en vir julle ook wat vanaand inluister, inskakel by ons, baie welkom. Dit kos die gemeente 'n hele aardige bedrag elke jaar, en hierdie bydrae tydens Pinkster is 'n geleentheid om dan ook daartoe by te dra, en ook om daarmee as 'n gemeente uit te reik na mense wat nie noodwendig altyd die eredienste hier kan bywoon nie. So ons het by die deure geleentheid daarvoor. Die ander belangrike afkondiging, 2. Die een is dat julle elke aand welkom is in die saal om te kom kuier, en daar is ook sop en 'n broodjie. Lekkerste sop en die lekkerste broodjies en die lekkerste mense om mee te kuier. So kom gerus, gesels 'n paar oomblikke, kuier 'n bietjie saam met mekaar daar. Maar vriende, Sondagmiddag, laatoggend, 11:30 Sondagoggend, wil ons graag saam eet. 'n Geleentheid skep dat ons as lidmate mekaar kan sien, op 'n ander manier met mekaar te doen kry, saam kan eet. En daar's plek vir 100 mense in die saal. Dit kos niks nie. Daar sal wel 'n houer wees vir 'n donasie as jy wil, maar jy hoef niks daarin te gooi nie. Die belangrike is dat ons kom dankie sê saam met mekaar. So, maar ons moet weet hoeveel mense daar gaan wees. So hier is verskillende plekke, lê daar 'n lys, hier in die voorportaal lê een, in die saal lê een, of jy kan 'n e-pos stuur vir Jolandi by die kantoor. Maar ons hoop dat ons teen Woensdag aand, ons glo regtig, dat ons 100 mense gaan hê wat Sondagoggend, Sondagmiddag ete saam gaan geniet. Ons begin vanaand se diens weer met 'n woord uit Psalm 27 uit. En Psalm 27 begin met die woorde: Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Eintlik sê hy, ek hoef vir niemand bang te wees nie. Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En dan staan daar in die 3de vers: Al sal 'n leer, 'n oorlogsleer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrou hê. Omdat die Here my lig en my redder is, selfs al sou die aanval op my begin, kan ek op hom vertrou. Kan ek weet dat hy my omarm en vir my sorg. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 3 liedere saam. Ons gaan sing al die lof, aanbidding en ere. Let the weak say I am strong, wat nie so bekend is nie, maar ons gaan hom bekend maak in hierdie week. En dan die derde een, 'n lied wat ons so 2, 3, 4 jaar gelede tydens Pinkster aangeleer het en wat ons baie lekker sing en baie goed sing, Abide with me. Kom ons staan vir al 3 liedere.
God.
Here, baie dankie dat ons vanaand hier by mekaar kom en dat ons kan leef met die wete dat U altyd by ons is en dat ons altyd kan wegkruip, kan skuil by U. Dat ons in hierdie lewe kan leef met die wete dat U ons lig is, ons redder is, ons verlosser is, die God wat voor ons uitloop. En selfs al sou die aanval begin, dat ons by U kan skuil, ja, maar dat U ook vir ons die vrymoedigheid gee en die volharding gee, om dan te kan voortgaan, om dan nie weg te kruip nie, maar juist dan ligdraers te wees. Dankie vir hierdie geleentheid, dankie dat ons saam kan wees. Dankie Here, dat ons as 'n gemeente in hierdie week kan bid vir ons land, kan bid vir mense wat U nie ken nie, kan bid Here vir mense wat soekend is, vir mense wat hoop en moed verloor het, wat eintlik nie meer omgee nie. U weet wat doen dit aan ons, U weet dat dit ook ons soms onderkry. Maar Here, bid ons dat U vir ons op U manier sal krag gee om U ligdraers te wees. Wil U ook vanaand U woord oopmaak en vir ons help om uit 'n bekende gedeelte te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Ek wil daar net, Jacques, vir julle om verskoning vra. Ek dink ek het ergens 'n lied wat ons uitgehaal het, nie uitgehaal nie. So ek is jammer daaroor. Dis my fout. Dankie dat julle dit so maklik reggemaak het. Ons gaan saam lees vanaand in Genesis 39. Ons is nou gisteroggend het ons Josef se drome gekyk. Sy drome wat eintlik 'n ontmoeting was met God. En ook nie die volle prentjie vir hom gegee het nie, want later het hy nog drome gehad, die Farao het nog drome gehad, en dit alles saam het God so mettertyd vir hom as sy roeping aangedui. Gisteraand, wat sy broers gedoen het om hom in die put te gooi en van hom ontslae te raak. En vanaand lees ons dan nou verder, hy's nou in Egipte by Potifar, hoofstuk 39 vers 1. Josef is na Egipte toe gebring. Potifar is waarskynlik nie 'n naam nie, dit is soos die Farao, is dit ook 'n titel, die sekuriteitsamptenaar van die Farao. Hy was 'n amptenaar van die Farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte. Potifar het vir Josef by die Ismaeliete gekoop, wat hom Egipte toegevat het. Die Here was by Josef, en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is, en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword, en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding. En al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie. En hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer, steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Sy het dag vir dag by Josef aangehou,
Maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buitentoe vlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar toe ek hard begin skree en hy hoor hoe hard ek aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Sy het die stuk klere by haar gehou, tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik. En die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Kom ons sing nou ons lied wat ons elke aand sing. Wees U my toevlug. As julle wil kan ons maar staan asseblief. Tot
Ek dink hierdie laaste woorde moet in ons gedagtes maal. O Heerser van alles. Terwyl ek hier buitekant staan voor die diens begin en vir julle groet, en ek nou weet wat ek gaan sê vanaand, het dit my opgeval hoe baie keer ek vir mense gesê het, vir julle gesê het, dit gaan goed met my. Dit fascineer my eintlik altyd hierdie woord. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed met my. Die vraag is altyd, hoekom sê ons dit? En wat bedoel ons regtig deur te sê, dit gaan goed? Een van die baie besondere gedeeltes in die Bybel, waar hierdie woord gebruik word, want die woord, dit gaan goed, word baie keer in die Bybel gebruik. Een van die besondere gedeeltes is Psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat die woord lees, dit oordink, en dit gehoorsaam. Want so iemand is soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is. Sy blare bly dwars deur die jaar groen en hy dra die hele jaar lank vrugte. So iemand staan daar, is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar dis nou juist as ons dit lees, as ons lees dat dit is met iemand met wie dit goed gaan, wat voorspoedig is, dan is die vraag, maar wat nou as ek siek raak? Wat nou as ek finansiëel swaar kry? Wat nou as dit nie goed gaan nie? Is dit 'n aanduiding dat ek die Bybel nie goed genoeg lees nie? Is dit 'n aanduiding daarvan dat ek nie goed genoeg of reg glo nie? Is dit 'n aanduiding daarvan dat God nie na my luister nie? Vriende, die gevaar is altyd daar, dat ons op die uitkyk is, en net vertel van die tye wanneer dit volgens ons goed gaan, voor die wind gaan. Dat ons vertel en sê hoe goed gaan dit, as daar uiteindelik beterskap in my gesondheid intree. As daar uiteindelik 'n oplossing is vir 'n probleem wat ek gehad het. As ek toevallig nie tuis was, toe daar by my huis ingebreek is, en ek niks oorgekom het nie. As ek net 'n oomblik later gery het, en die mense wat net voor my gery het in die ongeluk was, dan was die Here so goed vir my. Of sê ons, ek is so geseënd. En dit is natuurlik waar. Natuurlik is dit so dat die Here in sulke tye baie goed is vir ons. Maar wat dan van die kere as dit nie gebeur nie? As dit nie goed uitwerk nie? As ek wel getref word deur die ongeluk, of nie gesond word nie? Genesis 39 praat ook hieroor. Hierdie hoofstuk begin en eindig daarmee om te sê dat dit goed gaan. In vers 2 staan daar, die Here was by Josef en daarom het dit met hom goed gegaan. En in vers 23 staan daar weer, die Here was by hom. Maar vriende, julle het nou gehoor toe ons die hoofstuk lees. Tussen vers 2 en vers 23, tussen die begin en die einde van hierdie hoofstuk, gaan dit alles behalwe goed met Josef. Tussen die begin en die einde, waar ons lees dat die Here by Josef was, en dit goed gegaan het met hom, gaan dit bitter sleg met Josef, en lyk dit of dit eintlik baie goed gaan met mevrou Potifar. Ons sou gedink het, dit gaan goed, as daar op daai oomblik toe sy hom gryp, daar skielik, want sy het gedink as niemand in die paleis nie, en daar skielik iemand verskyn het, waarvan sy nie bewus was nie. Ons sou gedink het, dit gaan goed met hom, as daar ten minste 'n hofsaak was, en daar getuies was, wat hom uiteindelik onskuldig verklaar het. Maar niks daarvan gebeur nie. Kan 'n mens regtig sê, as jy Genesis 39 lees, dat alles ten goeie meewerk?
Kan dit ten goeie meewerk as iemand so lieg en bedrieg en iemand anders daaroor uiteindelik in die tronk beland? Maar vriende, die sleutel van hierdie hoofstuk lê juis in hierdie middelste stuk, waar dit skynbaar so sleg gaan met Josef. Want in hierdie tussentyd, tussen vers 2 en vers 23, toe al hierdie aaklige, nare goed met Josef gebeur, toe dit lyk of mevrou Potifar met haar misleiding en met haar leuns besig is om die oorhand te kry, ook toe was God by Josef. Ook toe het dit vanuit God se perspektief met Josef goed gegaan. Hoor net hoe mooi staan dit in vers 21. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het hom sy troue liefde, sy geregtigheid, sy regverdigheid laat ondervind. Is dit nie dieselfde wat in Psalm 139 staan nie? U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Of in Openbaring, wanneer dit sleg gaan met die gelowiges en hulle verskriklik swaar ly en daar klomp druk op hulle is en hulle ook wonder of God regtig waar so sterk is. Dan begin Openbaring in hoofstuk 1 vers 8 met hierdie woorde: Ek is die Alfa, die A, en ek is die Omega, die Z. Ek is die hakies rondom jou lewe. Dis ook wat Jesus sê. Nadat hy vir 3 jaar tussen die disippels geleef het, dan gaan hy nou opvaar na die hemel toe. En net voor hy weggaan, dan sê hy vir hulle: aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde. En ek sal by julle bly. Ek sal rondom julle wees, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Tussen die begin en die einde. En dis waar ons vandag is, vriende. Ons is vandag in hierdie tyd tussen vers 2 en 23. Ons is vandag in hierdie tyd na Jesus se hemelvaart en voor die volëinding van die wêreld. En in hierdie wêreld gaan dit nie goed nie. In hierdie wêreld lyk dit soms of dit met al die mevroue Potifar, met al die slegte mense, soos sê Asaf ook op Psalm 73, met hulle lyk dit of dit so voor die wind gaan. Maar dis in hierdie tussentyd, in hierdie tyd tussen vers 2 en vers 23, tussen die Alfa en die Omega, tussen die hemelvaart en tot aan die volëinding van die wêreld, dis in hierdie tyd dat Jesus, God, aan wie al die mag in die hemel en op die aarde behoort, aan my en aan jou, aan die kerk van Jesus Christus op aarde, die vermoë gee, die energie gee, om in hierdie onregverdige, stikkende, bose wêreld, hemels te leef. En dis inderdaad wat daar staan in Psalm 1. Dit gaan goed met my as ek die woord lees en dit leef. Dit doen. Dit gaan goed met my, dit gaan goed met Josef, as ek 'n ontmoeting met God gehad het, en weet waartoe God my roep, en dit gaan uitleef. Vriende, die omstandighede waarin ek my bevind, het niks te doen met hoe goed of hoe sleg het met my gaan nie. Die omstandighede waarin ek my in hierdie wêreld bevind, of waarin ek my in my lewe bevind, waarin ek my waar ook al bevind, die goed wat vir my swaar is en wat vir my spanningsvol is, die omstandighede het niks te doen met hoe dit met my gaan nie. Wel my verbintenis met die Here
Wel my afhanklikheid van God het iets daarmee te doen. Dis hoekom Jesus sê, as hy met die mense die eerste keer met sy disippels praat en met die mense praat in die sogenaamde bergrede, Matteus 5 tot 7, dan begin hy deur te sê, geseënd, dit gaan goed met die mense wat weet hoe afhanklik hulle van my is. En net daarna sê hy, sommige van julle gaan vervolg word. Sommige gaan vervloek word. Sommige van julle gaan treur. Sommige gaan deur die gesig geklap word. Met sommige gaan daar gespot word. Maar dit gaan goed met die een wat weet dat in hierdie omstandighede, in hierdie hartseer, in hierdie spanningsvolle lewe, in hierdie aardse wêreld, wat weet hoe afhanklik hulle van my is. En broers en susters, vriende, hierin lê die groot uitdaging vir ons as gelowige mense. Die maatstaf om te bepaal hoe dit met ons gaan, is of ek agter die Here aanstap, is of ek dit wat ek in my ontmoeting met die Here, in Josef se droom, in my ontmoeting met die Here ontdek het, of ek dit uitleef. Hoe dit met my gaan, het niks te doen met hoe ek vergelyk met my bure en met die ander mense in Somerset West nie. Dit het niks te doen daaraan dat ek dink ek voldoen aan die verwagtinge van die samelewing of aan my eie verwagtinge nie. Dit het nie iets daarmee te doen nie. Dit het te doen of ek gehoorsaam is en God volg en my roeping, dit waartoe hy my roep, dit waartoe hy ons gemeente roep, of ek dit uitleef. Dis hoekom Hebreërs en Openbaring, twee boeke wat in moeilike tye geskryf is, toe dit met die kerk moeilik gegaan het, dat in daai twee boeke dit telke male staan, nou het julle volharding nodig. Nou moet julle net nie julle geloofsvertroue prysgee nie. Nou moet julle net oomblik vir oomblik, treukie vir treukie, gehoorsaam wees aan dit waartoe die Here julle roep. Daar is net nog een aspek wat vanaand nie ongesê kan bly nie. God was by Josef. God was die A en die Z, die vers 2 en die vers 23, om Josef se lewe. En daarom, al was hy in die tronk, al het die mense gejok en hom valslik skuldig bevind, het dit goed gegaan met hom. Maar vriende, dis nie al nie, wat in hierdie hoofstuk staan. En in hierdie hoofstuk staan daar ook, omdat dit met Josef goed gegaan het, omdat Josef sy roeping uitgeleef het dit ook met Potifar goed gegaan. En later toe hy in die tronk is, omdat Josef ook daar in die tronk sy roeping uitgeleef het dit ook met die tronkbewaarder goed gegaan. Het Josef, omdat hy getrou was aan sy roeping, het die grondgebied wat Josef kon betree om die ligdraer vir mense te wees, het daai grondgebied al hoe groter geword, kon hy vir al hoe meer mense die evangelie verkondig. Kon hy vir al hoe meer mense sê, God is in beheer. Hy kon dit vir Potifar sê. Hy het dit ook vir Potifar se vrou gesê. Sy wou dit nie hoor nie. Maar sy het dit gehoor, dat Josef by sy beginsels bly. Hy het dit vir die tronkbewaarder gesê. Kom julle agter die groei wat daar in Josef se persoonlikheid in sy lewe plaasgevind het, van hoofstuk 37 af, toe hy 'n seun was, saam met sy pa en sy broers in die huis. Hierdie lewensuitkyk van, dit gaan goed met my, of ek nou in die tronk is, en of ek in die put is, en of ek by Potifar in die huis is, dit was nie by hom gewees, toe hy nog 'n jong seun, saam met sy broers in sy pa se huis was nie.
Toe het hy baie minder grondgebied en baie minder leefruimte ervaar. Toe het hy sy broers kwaad gemaak. In Genesis 37 staan daar, sy broers het 'n afkeer van hom gehad. 'n Afkeer van hom. In Genesis 39 staan daar, Potifar en die tronkbewaarder stel hom aan, want hulle is so lief vir hom. Dis wat met ons, dis wat met mense gebeur. Ons kan groei, ons kan ontwikkel, ons kan al hoe meer Jesus sigbaar maak in hierdie wêreld. Soos wat dit met Josef gebeur het. God is nie net by my as 'n gelowige. God is nie net by ons kerkfamilie nie. God is nie net by ons hier in die erediens of wanneer ek my Bybel lees nie. God is by my en God is goed vir my as ek in hierdie wêreld tussen die sondaarmense is, tussen die onreg is. God is goed vir my en by my as ek in moeilike situasies verkeer en ek radeloos raak en moedeloos raak. Om die waarheid te sê, gebruik God dan ook soms die swaar kry as 'n instrument, sodat ek daarin en daardeur sy getuie kan wees. Vriende, in hoofstuk 39 ontdek ons dat God was teenwoordig en God was goed vir Josef. Al het dit in die grootste deel van die hoofstuk nie so gelyk nie. Dis ook waar vir my en vir jou. God is aanwesig en goed vir jou in jou lewe. Ook in die tye, as dit vir ons lyk of hy afwesig is. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde, en ek sal by julle wees al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, dit gaan ook met ons goed, ongeag. Amen. Vriende, kom ons gebruik net so 'n paar oomblikke vir stil gebed. Praat met die Here, bid vir iemand. Sê vir die Here wat jy op jou hart het vanaand. Net so vir 'n oomblik. Here, U weet waarna toe ons pad vanaand en môre gaan lei. U weet, Here, dat ons miskien ook môre of oormôre of volgende week in 'n situasie kan beland waar ons onregverdig of sleg behandel word of swaar kry, soos wat Josef in Potifar se huis en in die tronk gekry het. Dankie Here dat ons vanaand weet dat wat ook al gebeur, dit met ons sal goed gaan. Omdat God by ons is, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n lied. En nou is ek onseker of dit die regte lied is, Jacques. Ons glo. Ag, ek is so bly. Kom ons sing, ons glo, in hierdie lied sê ons is eintlik ons geloofsbelijdenis. Ons sê in hierdie lied dat Jesus is die Here. Hy is in beheer.
Kom ons staan en ons bely ook ons geloof met hierdie lied. Ek weet dat sommige van julle môre op 'n moeilike pad gaan loop, ook by die werk. Ons is nêrens toevallig nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons. Om hom daar te kan beleef, sy goedheid daar te beleef, en om mense daar tot seën te wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en aan ons vrede gee. Sos
Here ek vergeet so gauw die woorde